Hallo almal en welkom. Vandag duik ons in iets heeltemal verstommends, hoe ons bloed stol. Ek weet, dit klink dalk eenvoudig, maar glo my, dis 'n ongelooflike, fyn ingestelde dans wat ons letterlik elke dag aan die lewe hou. Het jy al ooit regtig gedink oor 'n klein papiersnytjie? Jy weet daai oomblik, jy bloei so 'n bietjie en dan stop dit net? Wel, daardie klein alledaagse wonderwerk, dis te danke aan 'n ongelooflike komplekse stelsel en dis presies wat ons vandag gaan uitmekaar trek. So ja, kom ons spring sommer dadelik in. Goed, so hier is ons padkaart vir vandag. Eers die groot prentjie, 'n delikate balanseertoertjie. Dan ontmoet ons die span wat al die werk doen. Ons kyk hoe hulle die dam bou om bloeding te stop en net so belangrik, hoe hulle die hele proses weer stop. Dan die opruiming en herstel. En laastens, wat gebeur as hierdie stelsel faal? Klink goed, mooi so. Reg, afdeling 1, die delikate balanseertoertjie. Jy sien, die hele konsep van hemostase gaan oor hierdie konstante stoot en trek. Alles in ons liggaam soek balans, maar nêrens is daai balans so op die skerpte soos in ons bloedvate nie. En hier stalk die eerste ding wat jou sal verras. Hemostase is nie 'n passiewe ding nie. Jou bloed sit nie net en wag vir iets om te gebeur nie. Nee, dis 'n aktiewe proses. Die stelsel is letterlik 24/7 aan die werk om seker te maak jou bloed bly mooi vloeibaar. Maar dit moet ook gereed wees om binne sekondes 'n prop in 'n gat te druk. Dis 'n konstante, aktiewe ewewig. Die beste manier om hieraan te dink is soos 3 spanne wat die heeltyd tou trek. Eerstens het jy die bouers, dis jou prokoagulante magte. Hulle is die ouens wat die klont wil bou. Dan die toesighouers, jou antikoagulante. Hulle maak seker die bouers gaan nie heeltemal oorboord nie. En laastens die sloppingspan, die fibrinolitiese magte. Hulle kom aan die einde om alles weer af te breek. Die hele geheim is dat hierdie 3 spanne in perfekte balans moet wees. Goed, so ons het hierdie spanne, maar wie is die spelers? Kom ons ontmoet die span. Reg, kom ons begin met die bouers. Dis die prokoagulante. Hulle is basies die konstruksiewerkers van die stelsel. Sodra daar 'n besering is hulle op die toneel om die klont te begin bou. Ons gaan later 'n bietjie meer praat oor trombien, maar jy kan slank aan hom dink as die voorman op die bouperseel. Dan kry ons die toesighouers, die antikoagulante. Hulle is die gesondheid- en veiligheidsbeamptes. Hulle werk is krities. Maak seker die bouers werk net waar die besering is en nie sommer oral nie. Hulle hou die hele proses onder beheer sodat 'n klein snytjie nie in 'n massiewe, onbeheerde klont ontaard nie. En laastens die slopingsspan. Die wond is genees, die bloedvat is herstel, ons het nie meer daai klont nodig nie, né? Dis waar die fibrinolitiese proteïene inkom. Die groot naam hier is plasmene. Dink aan hom as die ou met die stootskraper wat die tydelike struktuur afbreek sodat alles weer normaal kan vloei. OK, ons ken nou die wie. Kom ons kyk nou die hoe. Hoe presies bou hierdie span daardie dam om die bloeding te stop? Dit kom alles neer op 'n ongelooflike, vinnige, beheerde kettingreaksie. Hierdie hele ding, die stollingskaskade, gebeur blitsvinnig. So stap 1 is die inisiasie. Dink daaraan as 'n vonk. Die besiging gebeur en dit skep 'n vonk. Stap 2, versterking. Daai klein vonkie word dadelik 'n vlammetjie. Blaadjies en ander faktore word aangeskakel. Dan stap 3, voortplanting. Nou het ons 'n reuse trombienuitbarsting, 'n massiewe ontploffing van aktiwiteit op die oppervlak van daai plaatjies. En laastens stabilisasie. Hierdie trombien gryp 'n ander proteïene, fibrinogeen, en weef dit in 'n supersterk fibrinetkerk en daar is jou dam. Die lek is geseël. En dit bring my by die absolute superster van hierdie hele proses, trombien. Werklik, as jy net een ding onthou dit. Trombien is nie net die ou wat die laaste stap doen nie. Nee, hy is oral. Hy versterk die reaksie, hy aktiveer ander spelers, hy is die absolute meesterensiem van stolling. Punt. OK, maar 'n trombiene-uitbarsting klink nogal gevaarlik, né? Wat keer dat hierdie kettingreaksie net aanhou en aanhou totdat al jou bloed 'n soliede klont is? Wel, dis hier waar daardie toesighouers weer hul salaris verdien. Die liggaam het 'n paar ongelooflike slim protokolle. Enige ekstra stollingsensieme wat so ronddryf word dadelik geneutraliseer deur goed soos antitrombien. Maar hier is die regtig slim deel. As 'n bietjie van die trombien ons bouvoorman wegdryf van die wond af en aan 'n gesonde bloedvatwand raak, verander dit. Dit skakel letterlik oor van 'n pro-stollingsensiem na 'n anti-stollingsensiem. Dis asof dit van kant wissel. Hierdie nuwe weergawe aktiveer dan iets genaamd proteïene C en die gaan skakel die bouers af. Dis 'n briljante selfregulerende stelsel.
Goed, die lek is gestop, die liggaam is besig om die weefsel te herstel. Wat nou van daai fibriendam wat ons gebou het? Ons kan dit nie net daar los nie, dis tyd vir die opruiming. So, die fibronelitiese stelsel skop in. Dit aktiveer 'n ensiem genaamd plasmien. En jy kan aan plasmien dink soos 'n baie presiese biologiese skêr. Dit gaan in en begin daai fibrionetwerkstelsel matig uitmekaar knip. Soos die netwerk uitmekaar val, los die klont op en dit maak plek vir die finale herstelwerk en die groei van nuwe, gesonde weefsel. OK, tot nou toe klink alles perfek, reg? 'n goed geoliede masjien. Maar wat gebeur as daai delikate balans van ons versteur word? Dan ongelukkig kan die gevolge nogal ernstig wees. Dis regtig 'n tweesnydende swaard. Aan die een kant, as jy te min stolling het, as jou bouers nie hulle werk kan doen nie, dan kan die stelsel nie 'n stabiele prop vorm nie. Dit lei tot bloedingsversteurings soos hemofilie. Maar die ander kant van die muntstuk is net so gevaarlik. As jy te veel stolling het, as die bouers hand uitdruk of die toesighouer slaap, dan kry jy ongewenste klonte binne in jou bloedvate. Dit noem ons trombose. En dit kan lei tot 'n hartaanval of 'n beroerte. So, hoe hou ons 'n oogie oor hierdie balans? Wel, dokters het maniere om dit te monitor. Die twee groot toetse wat jy dalk van sal hoor, is die protrombieëntyd of PT en die geaktiveerde PTT of APTT. Sonder om te tegnies te raak, meet al twee basis hoe lank dit jou bloed neem om te klont, maar hulle toets verskillende dele of paaie van die stollingskaskade. Deur na hierdie tyd te kyk, kan dokters 'n goeie idee kry van waar in die stelsel 'n probleem mag lê. En daar het jy dit, van 'n nietige papiersnytjie tot 'n ongelooflike komplekse stelsel van terugvoerlisse wat ons lewens red. Hierdie hele biologiese dans is oor miljoene jare vervolmaak. Dis 'n meesterstuk. En dit laat jy nogal wonder, nê, wat kan ons leer uit hierdie stelsels se ontwerp? Watter lesse oor balans, beheer en selfregulering kan ons dalk toepas op ander komplekse sisteme in ons wêreld? Dis iets om oor te dink. Baie dankie dat jy saam met my hierdeur is.